Welkom terug. In deel 2 van hierdie reeks gaan ons gesels oor verwoesting. Ons gaan in besonderhede kyk na die sondeval, die ark en die vloed, maar omdat daar nogal baie inligting is, gaan ek dit in 6 aparte lesingkies vir jou verduidelik. Deel 2a handel oor die sondeval, 2b oor die gevolge van die sondeval, 2c oor die ark, 2d oor die moontlike toestande voor en tydens die vloed, en deel E en F oor dinge na die vloed. Kom ons begin met die eerste episode oor verwoesting, die sondeval. Dis ook op bladsye 51 tot 59 van die boek. Het julle ook reëls in julle huis? Dink julle reëls is 'n goeie idee? As ek so vinnig mag raai, dan raai ek dat jy waarskynlik nie so baie van die idee hou om reëls te gehoorsaam nie. Maar het jy geweet dat reëls meestal goed en daar is om jou te beskerm? As jou ouers byvoorbeeld vir jou sou sê dat jy op enige plek kan speel, sommer daar in die middel van 'n besige hoofstraat, sou dit 'n goeie reël wees? Natuurlik nie. Jou ouers sê vir jou dat jy nie in die hoofstraat moet speel nie, omdat hulle baie lief vir jou is en omdat hulle jou wil beskerm teen gevaar. Jy het waarskynlik heel wat reëls om na te kom, skoolreëls en padreëls en spelreëls en huisreëls en so aan. Dink 'n bietjie hieroor. Omdat jy lief is vir jou ouers, wil jy mos graag aan hulle gehoorsaam wees en doen wat hulle van jou vra, nie waar nie? Wat meer is, die Bybel leer vir ons dat ons aan ons ouers gehoorsaam moet wees. En ons moet ons ouers eerbiedig. Dit beteken dat jy respek moet hê wanneer jy met of van jou ouers praat en dat jy hulle reëls moet gehoorsaam. En omdat jou ouers baie lief vir jou is, maak dit hulle baie hartseer wanneer jy ongehoorsaam was en hulle jou moet straf. Maar deur jou te straf nadat jy ongehoorsaam was, leer egter vir jou dat ongehoorsaamheid altyd gaga nagevolge het. Sodat volgende keer sal jy hopelik 2 keer dink voordat jy sommer net doen wat jy weet jy nie veronderstel is om te doen nie. God het ouers aangestel om vir hulle kinders gehoorsaamheid te leer. Gehoorsaamheid aan hulle ouers en nog baie meer belangrik, gehoorsaamheid aan God. En die rede vir daardie gehoorsaamheid moet altyd wees omdat ons God liefhet. Dit is ons as ouers se heel belangrikste werk, om julle groot te maak namens God, ons hemelse Pappa, en om vir julle van sy liefde en van sy genade te leer. Ons het ook geleer dat God vir elke mens die vryheid van keuse gegee het. Vryheid om te kan kies of ons hom wil dien, wil lief hê of wil gehoorsaam, of nie. Maar onthou, keuses het altyd nagevolge. God het die reg om die reëls te maak, want hy is ons skepper en hy besit alles wat bestaan. God besluit wat reg en wat verkeerd is, en wanneer ons iets verkeerds doen, dan is dit sonde. Sonde is enigiets wat ons dink of doen of sê waar ons ongehoorsaam aan God se opdragte is. En daardie opdragte kry ons baie mooi uiteengesit in die 10 gebooie van God in Eksodus 20. God het hierdie 10 gebooie met sy eie vinger in klip geskryf. En wanneer iets in klip geskryf is, dan beteken dit is vir ewig. Die Bybel leer dat God nooit verander nie. Die 10 gebooie is eintlik die definisie van liefde en die uitdrukking van God se karakter. Die verbreeking daarvan is sonde, want dit wys vir ons juis wat sonde werklik is. As die wet, met ander woorde die 10 gebooie, nie daar was nie, dan sou daar ook nie sonde wees nie. Die 10 gebooie is dus soos 'n spieël, waarin ons kan sien waar ons vuil geword het van sonde. Water kan nie daardie vlekke wat sonde op ons karakter gemaak het afwas nie. Dit kan ook nie gebeur deur slegs in die spieël in te staar nie. Slegs die bloed van Jesus Christus, ons verlosser, kan ons reinig van ons sondes. Onthou, reëls is meestal goed en daar om jou te beskerm, en dit is veral waar van God se reëls. God het nie vir ons die 10 gebooie gegee om ons pret te bederf of om die lewe vir ons moeilik te maak nie. Hy het dit vir ons gegee omdat hy baie lief vir ons is en omdat hy ons wil beskerm teen die negatiewe en skadelike nagevolge van ongehoorsaamheid. Diep binne in ons harte weet ons eintlik almal baie goed wat reg
en wat verkeerd is, omdat ons na die beeld van God geskape is, en omdat die Heilige Gees ons voortdurend daaraan herinner. Luister mooi na daardie stem. Dit is gewoonlik 'n sagte een, die een wat vir jou sê, moenie dit doen nie. Het jy geweet dat Adam en Eva heel in die begin net een reël moes gehoorsaam, en dit was om nie van die vrugte van die boom van kennis van goed en kwaad te eet nie. Hulle kon van al die ander bome se vrugte eet, en ek dink daar was nogal 'n groot verskeidenheid van vrugtebome gewees om na hartelus van te eet. Daar was net een boom, net hierdie een boom, waarvan hulle nie die vrugte mag geëet het nie. God het hulle gewaarsku en vir hulle baie goeie rede gegee hoekom hulle daardie boom se vrugte nie moes eet nie, want as hulle daarvan sou eet, sou hulle sterf. Dis nogal 'n goeie rede, dink jy nie? God wou vir Adam en Eva beskerm, deur vir hulle te leer om aan hom gehoorsaam te wees. Hy wou nie hê dat hulle van hartseer en boosheid moes leer nie. Maar die keuse was in hulle hande, want onthou, ware liefde moet altyd vir jou die vryheid gee om self te kan kies. Hierdie keuse was veronderstel om 'n baie maklike een te wees. Want hulle het, soos genoem, beslis meer as genoeg gehad om te eet. Die boom van kennis van goed en kwaad. Dis nogal 'n uiters vreemde naam vir 'n boom, is dit nie? Maar wat beteken die naam? Tot op daardie stadium was Adam en Eva nog 100% aan God gehoorsaam gewees. Daar was dus geen sonde in die wêreld nie, en hulle het absoluut niks van boosheid geweet nie. As hulle egter van hierdie boom se vrugte sou eet, sou hulle uitvind wat boosheid en sonde werklik is. Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here gemaak het. Mense kan nie in die toekoms insien nie. Slegs God kan dit doen, omdat hy buite tyd bestaan. Ons behoort om dus te vertrou as hy vir ons sê om nie iets te doen nie, selfs al is ons baie nuuskierig daaroor, omdat hy die gevaar kan sien wat op ons wag indien ons dit wel sou doen. Deur al die jare het nuuskierigheid nog steeds baie mense aan die neus gelei om veral meer uit te vind oor die kwaad. Maar dit was nooit wat God vir ons wou gehad het nie. Eendag het Eva besluit om 'n bietjie alleen te gaan wandel. Skielik hoor sy hoe iemand met haar praat. Dit het geklink asof die stem uit die rigting van waar 'n slang was gekom het. Sy was nuuskierig. Wie kon dit wees? Ons weet natuurlik dat dit Satan was, wat die slang as 'n instrument gebruik het om met Eva te praat. Die duiwel of Satan gebruik graag verskillende instrumente om ons nuuskierigheid te prikkel, om ons te versoek en uiteindelik om ons te mislei in ongehoorsaamheid aan God. Hy kan byvoorbeeld die televisie, ons selfone, aanlyn speletjies, musiek, ander mense of selfs ons vriende gebruik om ons te mislei. Satan se heel eerste plan was om vir Eva te laat twyfel aan God se betroubaarheid deur vir haar te vra: "Is dit ook so dat God gesê het julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie?" Satan se heel eerste intensie was om Eva te laat twyfel aan dit wat God gesê het, deur te sê: "Het God regtig so gesê?" Tweedens is Satan besig om God se woorde baie skelm te verdraai. Hy bedoel om te vra: "Hoe kan God so onregverdig wees deur vir julle te sê dat julle nie van al die bome in die tuin mag eet nie?" Maar dit is nie wat God gesê het nie. Hy het vir hulle gesê dat hulle net hierdie een boom se vrugte nie mag eet nie. Eva moes glad nie met die slang gepraat het nie. Ons moet slegs met God praat, nooit met Satan of enige van sy gevangene engele, wat ons demone noem nie. God verbied ons om dit te doen. Eva het egter vir Satan geantwoord en verduidelik wat God oor die boom gesê het. "Julle mag daarvan nie eet nie en dit nie aanroer nie, anders sal julle sterwe." Toe sê die slang vir die vrou: "Julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken." En net hier, in die Bybel, leer ons van die heel eerste leuen nog ooit, en daardie leuen is deur Satan vertel. Geen wonder dat Jesus vir Satan as die vader van leuns beskryf het in Johannes 8 vers 44 nie.
Hierdie leen het te doen met die sterflikheid van die mens. Ons het op dag 6 van die skepingsweek alreeds hieroor gesels. Satan sê eintlik vir Eva dat God vir hulle gejok het en dat hulle nie regtig sou doodgaan nie. Tot vandag toe glo mense dit nog steeds. Baie mense glo dat almal wat doodgaan bloot voortleef en onmiddellik of hemel of hel toe gaan, omdat hulle glo dat die mens 'n onsterflike siel het. Maar die Bybel leer vir ons oor en baie duidelik dat die mens 'n siel is. Die siel is nie iets apart nie en ook dat die mens sterflik is. Die mens is 'n sterflike siel. Slegs God is onsterflik. Kom ons maak dit weer seker in die Bybel. Ek gebied jou voor die aangesig van God, wat aan alle dinge die lewe gee, en van Christus Jesus, wat alleen onsterflikheid besit. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word, in 'n oomblik, in 'n oogwink. Wanneer? By die laaste basyn, want die basyn sal weer klink, en die dode, dit verwys na die gelowiges wat reeds gesterf het, sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word, want hierdie verganklike moet met onverganklikheid bekleed word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid bekleed word. So die Bybel maak dit baie duidelik, dat ons tans sterflik is. En eers met Jesus se tweede koms, sal slegs die gelowiges met onsterflikheid bekleed word. Ek herhaal, die dood is soos 'n slaap. Wanneer jy slaap, dan weet jy net mooi niks omtrent enige iets wat rondom jou aangaan nie. Die mense wat dus reeds gesterf het, weet op hierdie stadium niks nie. Hulle is nie bewus van enigiets in die hemel of van dit wat op die aarde aangaan nie. Hulle slaap rustig en weet niks nie. Ek kan nog goed onthou hoe 'n groot troos dit vir my was om hiervan te leer nadat my pappa oorlede is. Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet. Nou onthou, daar staan nie dat ons hulle vergeet nie, maar eerder dat hulle eie herinneringe of nagedagtenis nou vergete is. Satan het ook gejok deur te sê dat Adam en Eva soos God sal wees. Hy het hiermee bedoel dat hulle so magtig soos God sou word. En tot vandag toe probeer mense steeds om 'n tipe God te wees. 'n God wat almal wil hiet en gebied en oorheers en selfs hulle eie wette wil maak. Wette wat gereeld die teenoorgestelde van God se wet is. Daar's byvoorbeeld vandag skokkende mensgemaakte wette wat vir 'n vrou toestemming gee om haar ongebore babatjie deur middel van 'n abortus dood te maak. Maar God se wet sê baie duidelik, jy mag nie moord pleeg nie. Dit is dus geen wonder dat Jesus Satan as die vader van leuns beskryf het nie. Jesus sê verder dat daar geen waarheid in hom is nie en dat lieg deel is van sy karakter. Trouwens, Satan is so 'n algehele leienaar dat hier, in die eerste opgeskrewe leuen in die Bybel, Satan self so voorbarig is om te insinueer dat God self 'n leienaar is. Jesus beskryf Satan verder as 'n moordenaar van die begin af, omdat Satan se leuns nie net tot die dood van Adam en Eva gelei het nie, maar ook die dood van alle mense van daardie tyd af, weens Satan se misleiding in die tuin van Eden. Dit maak Satan die ergste massamoordenaar van alle tye. So erg dat hy dit selfs reg kry om mense te oortuig dat dit aanvaarbaar is om 'n ongebore lewendige babatjie in 'n mamma se baarmoeder dood te maak. Baie belangrik, slegs God, wat die lewegewer is, mag besluit wie leef en wie nie. Kom ons keer terug na Eden. Satan was suksesvol in sy misleiding, want Eva was skielik nie meer so seker oor wat dit is wat God vir haar gesê het nie. Satan se leuns het haar heeltemal de mekaar gemaak en sy het nou getwyfel. As Adam op daardie stadium by haar was, kon hy haar moontlik gehelp het om nie te twyfel nie, deur haar te herinner aan dit wat God vir hulle gesê het. Toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en 'n lus was vir die oë. Ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te verkry. En sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar
en hy het geëet. Nou het die boom se vrugte nog aanlokliker as van tevore gelyk, so sappig, sy kon dit al proe. Die idee om so slim en so magtig soos God te wees, deur wysheid en kennis te verkry, kennis wat sy gedink het haar soos God sou maak, die aanloklike vrug en al Satan se leuns, alles het daartoe bygedra dat Eva alle versigtigheid oorboord gegooi het en daar gaan staan en hap sy so waar die verbode vrug. Maar die hap van die vrug was nie die eerste sondedaad nie. Jy sien, Jesus verduidelik vir ons in Matteus 15 vers 19 dat elke sondedaad vooraf gegaan word deur verkeerde, sondige gedagtes. Dit is hoekom Jesus veral kyk na dit wat in jou hart, in jou gedagtes aangaan. Met ander woorde, Eva se eerste sonde was eintlik in daardie oomblik toe sy die keuse gemaak het om die vrug te eet. En soos ek nou al 'n paar keer vir jou verduidelik het, alle keuses het nagevolge. Maar sy het nie daar opgehou nie. Sy het vir Adam ook gesê om 'n hap te vat. Die verskil is dat Eva mislei was deur Satan. Maar Adam se ongehoorsaamheid was 'n openlike rebellie teen sy Skepper. Jy kan daaroor gaan lees in 1 Timoteus 2 vers 14. Maar ons is ook maar geneig om te maak soos Eva. Wanneer ons beplan om iets verkeerd te doen, dan wil ons graag ons ander maatjies oortuig om dit ook saam met ons te doen, sodat ons nie alleen so skuldig hoef te voel as ons dit op ons eie doen nie. Nie waar nie. Nou die rede hoekom jy skuldig voel, wanneer jy iets verkeerd gedoen het, of wanneer jy beplan om iets verkeerds te doen, is omdat die Heilige Gees jou daarteen waarsku. As jy daardie waarskuwing aanhoudend ignoreer, gaan jy dit later nie eens meer hoor nie. Byvoorbeeld, hoe meer jy jok, hoe makliker gaan dit 'n volgende keer wees om te jok, omdat dit jou nie soveel soos voorheen sal pla nie. Hoe meer jy vloek, of skinder, of steel, hoe makliker gaan jy dit 'n volgende keer doen, en hoe minder gaan dit jou later pla. Met ander woorde, hoe langer jy aanhou om die verkeerde ding te doen, hoe minder gaan dit jou later pla. En dit is 'n baie gevaarlike plek om te wees. Die Bybel beskryf dit as die onvergeeflike sonde. Hoekom? Omdat God jou nie kan vergewe as jy nie meer na die stem van die Heilige Gees, wat jou van jou skuld oortuig, luister, jou sonde bely en self vir God vra om jou te vergewe nie. Ons moet altyd sensitief bly vir die sonde en nooit ooit gemaklik raak daarmee nie. Dit moet ons altyd pla, want die prys wat Jesus vir ons sondes betaal het, is verskriklik hoog. Toe gaan albei se oë oop en hulle word gewaar dat hulle naak is en hulle het vyeblare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. Adam en Eva het onmiddellik besef dat hulle iets verkeerds gedoen het. Hulle het nou kennis van sonde en boosheid verkry, omdat hulle ongehoorsaam aan God was. Weet jy wat 'n onkoloog is? Dit is 'n dokter wat in die behandeling van kanker spesialiseer. Dit is nie noodwendig dat hy self kanker het nie, maar hy het die kennis van kanker en hoe om dit te behandel. God het kennis van boosheid op dieselfde manier as wat 'n onkoloog kennis het van kanker en hoe om dit te behandel. God het geen persoonlike ervaring van boosheid nie, omdat hy geen boosheid in hom het nie. Hy het die kennis daarvan, omdat hy alles weet. Nadat Adam en Eva gesondig het, het hulle deur hartseer persoonlike ervaring kennis van boosheid verkry, op dieselfde manier as wat 'n kankerpasiënt weet van kanker, ook deur hartseer persoonlike ervaring. Boosheid het nou 'n deel van hulle lewens geword. Dit het hulle verander en hulle verhouding met God beskadig. Die karakter van onskuld en geregtigheid wat hulle eens gehad het, is beskadig en hulle het besef dat hulle naak was. Adam en Eva was baie spyt oor wat hulle gedoen het. Hulle het skuldig gevoel en skaam gekry oor hulle ongehoorsaamheid. Hulle het ook nou besef dat dit nie God was wat vir hulle gejok het nie, maar wel Satan. Want hulle het beslis nie so wonderlik gevoel as wat hulle gedink het hulle sou, nadat hulle die vrug geëet het nie. Dis ons maar gewoonlik hoe dit werk met sonde. Ons dink dat deur daardie verkeerde ding te doen, dit ons goed sal laat voel. Maar al wat gewoonlik gebeur, is dat ons daarna spyt en hartseer en skaam voel, net soos Adam en Eva. Vir die heel eerste keer ooit was hulle skaam om vir God te ontmoet.
Hulle het probeer om hulle naaktheid te bedek deur vyeblare aan mekaar vas te werk en dit aan te trek. En toe het hulle nog probeer om van God weg te kruip ook. En hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwyntjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God, tussen die bome van die tuin. Toe roep die Here God na die mens en sê vir hom, waar is jy? Dinge het nog glad nie juist verander nie, het dit. Tot vandag toe probeer ons ook om vir God weg te kruip, om wanneer ons iets verkeerds gedoen het, dit vir hom te probeer wegsteek. Net soos Adam en Eva, probeer ons ook om agter vyeblare vir hom weg te kruip. Ons doen dit deur of daaroor te jok, of ons probeer om dit te regverdig, of ons sê, ag wat, dis nie so erg nie, almal doen dit dan. Maar sonde is sonde. En God sê vir ons dat alle sonde ewe ernstig is, omdat alle sonde uiteindelik na die ewige dood lei. God wil vir ons die ewige lewe gee, nie die ewige dood nie. Ek kan my net voorstel hoe Adam en Eva gebo onder hulle skuldlas en met koppe wat laag hang, skaam agter die bome uitgekruip het, om in hulle naaktheid voor God te kom staan. En hy antwoord, ek het die geruis gehoor in die tuin en gevrees, want ek is naak, daarom het ek my verberg. En hy sê, wie het jou te kenne gegee dat jy naak is? Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie? Dink jy regtig dat God nie presies geweet het waar hulle was of hoekom hulle weggekruip het nie? Natuurlik het hy geweet, want God weet alles. Maar God wou hê dat Adam en Eva self hulle skuld moes erken. In plaas daarvan dat Adam egter sy eie skuld erken, het hy onmiddellik eers vir God en toe vir Eva beskuldig deur te sê, en die mens antwoord, die vrou wat u gegee het om by my te wees, sy het my van die boom gegee en ek het geëet. Dit het geen tyd geneem vir die eens perfekte Adam om beledigend en lasterlik vir God te lieg nie. Eva het ook 'n verskoning gehad. Daarop sê die Here God aan die vrou, wat het jy nou gedoen? En die vrou antwoord, die slang het my bedrieg en ek het geëet. So, Adam het gesê, dis God en Eva se skuld. En Eva het gesê, dis die slang se skuld. Nie een van hulle het op daardie oomblik gesê, jammer Here my God, ek het gesondig deur te doen wat u gesê het ek nie mag doen nie. Vergewe my asseblief. Jy sien, ons kan niemand anders blameer wanneer ons kies om te sondig nie. En wat meer is, God kan ons nie vergewe, tensy ons self erken wat ons spesifiek verkeerd gedoen het en self vir hom vra om ons te vergewe nie. Niemand kan dit namens ons doen nie, beslis nie 'n priester of 'n leraar nie. Wanneer ons sê dat ons jammer is oor iets wat ons gedoen het en vergifnis vra, dan moet ons baie hard probeer om dit nie weer te doen nie. Maar as ons jammer sê, terwyl ons in ons hartjies weet dat ons beplan eintlik om dit nou weer te doen en dink dat niemand ons gaan sien nie, dan is ons nie opreg jammer nie en God kan ons nie vergewe nie. Maar die siel wat iets moeswillig doen van die kinders van die land of van die vreemdelinge, hy versmaat die Here en die siel moet uitgeroei word onder sy volk uit, want die woord van die Here het hy verag en sy gebod verbreek. Die siel moet sekerlik uitgeroei word. Sy ongeregtigheid is op hom. Moet nooit vergeet nie. God kyk heel eerste na dit wat in ons harte, in ons gedagtes is. Jy kan absoluut niks vir hom wegsteek nie, nie eens wat jy dink nie. Want nie wat die mens sien, sien God nie. Want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Toe Adam en Eva voor versoeking gesoog het, het hulle teen God gesondig. Die Bybel leer vir ons dat die straf vir sonde die dood is. God het gewaarsku dat hulle sou doodgaan as hulle van die boom se vrugte sou eet. Maar hoekom? Was die boom en sy vrugte giftig? Nee, daar was niks fout met die boom of sy vrugte nie. Net soos met al die ander dinge wat God gemaak het, was die boom baie goed. God het hulle verbied om die vrugte van hierdie spesifieke boom te eet, omdat hy hulle loyaliteit en gehoorsaamheid aan hom wou toets. God het
pertinent vir Adam en Eva gesê dat hulle sou sterf indien hulle van hierdie boom sou eet. Aangesien God 100% liefde, maar ook 100% regverdig en heilig is, moet hy die sondaar straf. Die mensdom is na die beeld van God geskape en Adam en Eva het 'n deeglike kennis van God se wet gehad. God het dit in hulle harte geskrywe en ook persoonlik vir hulle die belangrikheid van gehoorsaamheid verduidelik. Toe hulle God se wet oortree het, het hulle gelukkige, sorgvrye en onskuldige bestaan onmiddellik verander en verval in ongelukkigheid, bekommernis en so baie hartseer. Hulle onskuld was verlore. Hulle was nou sondaars ter dood veroordeel. Dit was asof daar 'n diep, donker hartseer oor die pragtige tuin van Eden neergedaal het, sonder 'n straaltjie van lig of hoop vir die toekoms van die gevalle mensdom. God het hulle baie jammer gekry. Dit het sy hart gebreek om hulle so hartseer te sien. Maar daar was tog 'n ligstraal van hoop, omdat God alreeds voor die skepping 'n plan in plek geplaas het om die probleem van die dood op te los. God is alwetend. Dit beteken, hy weet alles. Omdat hy die mensdom geskaap het met die vermoë om self te kan kies, het hy ook geweet dat hulle moontlik kon kies om ongehoorsaam te wees. Hy het verder geweet dat indien dit sou gebeur, daar 'n plan in plek moes wees om hulle uit sonde en die dodelike gevolge daarvan te red. Die plan was dat een van die persone in die drie-eenheid, die Seun van God en die Skepper van die hemel en aarde, Jesus Christus, reeds voor die skepping gewillig was om die straf vir sonde in die plek van die mensdom te dra. Dit beteken dat hy sy eie lewe in die plek van sondaars soos Adam en Eva en ek en jy sou offer. God wou vir Adam en Eva van hierdie verlossingsplan leer en daarom het God, nadat hulle gesondig het, vir hulle klere van vel gemaak om aan te trek. Dit beteken dat 'n onskuldige dier namens hulle doodgemaak moes word, die eerste lewende wesen wat ooit op aarde doodgegaan het. Dit is waarskynlik waar Adam en Eva vir die eerste keer oor die offerstelsel geleer het. Met ander woorde, as gevolg van hulle sonde, moes iets in hulle plek doodgaan, as 'n tipe of 'n voorbeeld van Christus, die ware offer in hulle en in ons plek. Dit moes vir Adam en Eva verskriklik hartseer gewees het om te sien hoe 'n onskuldige dier moes doodgaan weens hulle sonde. Net so behoort ons altyd daaraan te dink hoe Jesus onskuldig geoffer is as gevolg van ons sondes. Sommige mense sê dat dit onregverdig en wreed van God was om sy seun te laat kruisig en die straf te laat dra wat ons verdien. Dit is egter baie belangrik om te verstaan dat die seun self en vrywilliglik sy lewe wou aflê, omdat hy die Vader en vir ons oneindig liefhet. Niemand het die seun beveel om dit te doen nie en die seun het ook geen besluit op sy eie geneem nie, maar altyd in ooreenstemming met sy Vader se wil. Die verlossingsplan is dus in eenheid deur die drie-eenheid bepaal. Wanneer Jesus sê dat hy sy lewe self aflê, dan dui dit bloot daarop dat hy nie gedwing was nie, maar dat hy dit vrywillig gedoen het, uit liefde vir ons en vir die Vader. Kom ons bevestig dit uit die Bybel. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê, om dit weer te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek het mag om dit af te lê en ek het die mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het ek van my Vader ontvang. Van die oomblik wat Adam en Eva gekies het om te sondig, het hulle stadig begin doodgaan, net soos ons, elke dag. As hulle gehoorsaam aan God gebly het, sou hulle nooit doodgegaan het nie. Toe God egter die nagevolge van die sonde op die mensdom en op die hele skepping aan Adam en Eva verduidelik het, het hy ook 'n belofte ingesluit. Hy het beloof dat daar hoop en vergifnis vir die mensdom beskikbaar was deur Jesus Christus. Ons gaan in die volgende episode daarna kyk, deur van 'n spesifieke profesie in Genesis 3 vers 14 tot 15 te leer. Jy sien, die oomblik toe die eerste sonde gepleeg was, was die verlosser reeds beskikbaar
en gewillig om in te tree om die sondaar te red. Wat 'n ongelooflike liefde. Om te dink dat die koning en die skepper van die hemel en die aarde bereid was om homself te verneder deur mens te word en Adam se natuur aan te neem. Hy en hy alleen sou die oorwinning oor Satan behaal. En so sou Jesus vir ons 'n uitweg voorsien en ons verlos van die dodelike nagevolge van sonde. Ons gaan in die heel laaste gedeelte weer hieroor gesels. In plaas daarvan dat ons uit die hartseer geskiedenis van die mensdom geleer het om aan God gehoorsaam te wees, het die sonde van die mensdom deur die jare net al hoe erger en erger en erger geword. God het ons nie so geskape nie. Hy het die mens geskape om volmaak en gesond te wees, sonder enige gebrek of siekte of sonde. In deel B oor die sondeval gaan ons kyk na die hartseer gevolge van die sonde. Sien jou daar.